Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ek wil graag 'n gedeelte vanmôre lees uit die boek Habakuk. Ons ken gewoonlik Habakuk vanuit hoofstuk 3. En ons hou van die gedeelte wat as die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen druiwe aan die wingerdstok wees nie, nogtans sal ek jubel, sal ek juig in die God van my heil. Maar Habakuk is nie 'n boek wat net eintlik daaroor gaan nie. En daarom is die preek eintlik vanmôre miskien eintlik nie vir julle nie, maar eintlik meer vir myself. Ek het maar 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan na beroerte en daarom is die preek eintlik vir myself. So ek lees vir die enkele gedeeltes uit Habakuk 1 vanaf vers 12. U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en doen niks nie. Waarom doen u dan niks aan trouelose mense? Dis nogal vir my 'n groot vraag. Waarom doen u dan niks aan trouelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder leier is? Die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle bymekaar in treknette en juig en jubel oor die vangs. Harde woorde. Hoofstuk 2. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê, en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar, duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygang kan lees. Die openbaring geld vir altyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. En dan die stukkie uit Habakuk 3, vers 17. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dis vir die koorleier met snarespel. Ek wil begin om die vraag vir myself te vra, u kan dit vir uself ook vra. Is dit maklik om in God te glo? Is dit maklik om in God te glo? Ja, dit is maklik om te glo as dit met jou goed gaan en alles voor die wind en jy voorspoed beleef en die een gelukkie na die ander jou tref en dit finansiëel met jou goed gaan en dit met jou gesondheid goed gaan, dan is dit maklik om die Here te loof.
Maar as die rampe jou tref, en as mense wat jy gedink het Christene is, teen jou draai, en jou probeer vernietig en in die grond intrap, dan wonder jy, is dit nog die moeite werd om in God te glo? Is dit nog die moeite werd om in God te glo? Ons hak gewoonlik vas by Habakuk 3 vers 17, die gedeelte wat ek aangehaal het. Maar vir 2,5 hoofstukke, ons weet nie hoe lang was dit nie, maar vir 'n baie lang tyd het Habakuk geworstel met die Here. Waarom, Here, gaan dit so sleg met my? So Habakuk tree eintlik in der waarheid nie op as 'n profeet in hierdie gedeelte nie. Hy is nie 'n profeet hier nie. Hy skryf eintlik 'n individuele klaaglied. Hy worstel met God. Here, waarom laat U hierdie dinge toe? Hy wil eintlik soos Dawid en Nathan, waar Nathan na Dawid toe gestap het en gesê het, jy is die man. Verskriklik. Wil hy eintlik die vinger na God waag wys om te sê, Here, U is die een wat toelaat dat die Galdeërs ons verdruk en onderdruk en dit ons kinders vermoor en dit vir ons moeilik maak om in hierdie land te lewe. En u sal onthou, die Galdeërs hoor ons al in die tyd van Abraham, toe hy weggetrek het uit Ur van die Galdeërs. Nou Galdeë is eintlik maar net 'n klein stukkie gebied wat binne die Babiloniese gebied val, en u ken die geskiedenis van die Babiloniërs met hulle afgodery, met hulle wreedheid teenoor die kinders van die vyand. U weet dat hulle mense was wat geen genade getoon en betoon het nie. Dat hulle harteloos opgetree het. Dat hulle daarop uit was om te verwoes. Daar staan ergens in die teks dat by elke plek waar hulle gekom het, en elke volk wat hulle oorgeneem het, het hulle gelag. Hulle die mense kastei. En waarom bly die Here stil? Die Living Bible vra, is it your plan to wipe us all out? Is it your plan? Daar was mense wat ek jare, 40 jaar lank saam mee in die kerk gedien het, wat hulle rug op jou draai, wat jou op jou trap en jou aftrap, en jou beskinder en jou sleg sê, en jou probeer vernietig, wat jou salaris stop in een oomblik, wat jou 1,2 miljoen skuld, en na 'n lang stryd van 4 jaar is hulle bereid om vir jou 50.000 te betaal. En nou weet ek, bitterheid mag nie in jou opstoot nie, want bitterheid verteer jou van binne af. Maar jy moet keer dat dit nie oorneem in jou hart, in jou kop, in jou hele wese nie. En daar word 6 werkwoorde in hierdie teks gebruik, wat baie te sê het vir ons vandag. Geweld. Geweld is waarop hulle uit is, in watter vorm ook al. Jy kan geweld met 'n pen pleeg, jy kan geweld met jou mond pleeg. Onreg.
Hulle pleeg onreg asof dit niks is nie, asof dit 'n opdrag van God is. Twis. Hulle is daarop uit om te twis en te stry en te beklei. Want hulle wil jou vernietig. Hulle wil jou uitmekaar uitskeer. Maar dan is hulle ook daarbey saam diensknegte van Jesus Christus wat in die kerk werk. Diakens, dominees. Ek het 3 opgenoem, die 4de een. Verwoesting. Hulle verwoes jou siel, hulle verwoes jou menswees, hulle verwoes jou so op so 'n mate dat jou liggaam ingee, dat jy 'n beroerte kry. En daarom moet jy verstaan vanmôre, as jy dalk ook so voel, dan sal jy weet wat dit is. As jy nie so voel nie, vergewe my dan. Verwoesting. Vermoeienis. Hulle maak jou sat. Hulle maak jou gedaan. Maar hulle sê, hulle is kinders van die Here. Hulle lees die wet van liefde. Hulle lees uit die Bybel uit. Hulle praat oor Jesus, wat gekom het om ons sondes te verlos. Dit is onverstaanbaar vir my dat Jesus gekom het as die Seun van God en gesê het God is liefde en ons sing dit, God is liefde, juig ons harte. Dat ons Johannes 3:16 aanhaal, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sodat ons kan hoor dat God sê, julle is my kinders, ek sal vir julle sorg, ek sal vir julle omgee. Ek het my seun gestuur om te sterf vir julle, ek is grensloos lief vir julle. Want dit is asof hulle kom en daardie gedagtes uitvee en doodtrek in jou lewe en binne in jou siel. Dat jy begin twyfel aan die liefde van God en aan die trou van God. Dan vra jy vir jouself, Here, is U nog Jesus Christus, die hoof van die kerk? Is U nog die verlosser? Is U nog die trooster wat die Heilige Gees gegee het? Of het alles weggeraak? Of is ek dalk die slegte mens nou ewe skielik? Want hulle sal allerlei dinge probeer kry om jou sleg te maak, al moet hulle lieg daaroor. Vroeger jare het ons die boekie gekry van Marilyn Carruthers, wat gesê het, loof die Here in alle omstandighede. Loof die Here. En dit is so baie keer dat jy by 'n hospitaalbed staan, dat jy bid, Here, vat tog asseblief hierdie persoon wat ly weg, want ek sien nie kans om na hierdie lyding te kyk nie. Maar hierdie is mense wat deur die venstertjie van die lewe kyk en sien die onreg en die slegte dinge wat gebeur en hulle juig daaroor. Hulle sê, loof die Here. Loof die Here. Dis goed dat dit gebeur. Ek kan dit nie doen nie.
Daarmee sal ek my met Job vereenselwig wat sê, ek gaan teen hierdie 3 vriende van my in wat sê, ek het iets verkeerds gedoen. En daarom word ek gestraf. Dis nie waar nie. Waarom is mense so? Waarom is mense soos hyenas wat blaf, of soos 'n leeu wat seer gekry het, en die ander leeu's draai om, en hulle vreet, hulle maatjie wat seer gekry het, vreet hulle op? Dis mense, Christen mense, gelowiges, mense wat uit die kerk kom, wat uit die Bybel uit lees, wat God aanbid, wat glo in Jesus Christus. Dan vra ek, Here, hoe kan U dit toelaat? En dan word daar 2 beelde gebruik in hierdie gedeelte. Here, mens voel soos visse wat in 'n vnyk gevang is. Ken jy 'n vnyk? 'n vangnet? Die visse spartel in die begin geweldig baie, later tot hulle fit uit is, dan lê hulle stil en dan vrek hulle. Of hy gebruik 'n ander beeld, hy sê soos insekte sonder 'n leier, hulle dwaal heen en weer rond en rond en rond, totdat elkeen van hulle eie paadjie gaan en vrek. Here, hoe kan U dit toelaat? Daar is mense wat praat van die toelatende wil van God. Ek glo nie daarin nie. Want as jy praat van die toelatende wil van God, dan beteken dit, jy maak God aandadig. Want as God dinge toelaat, dan is hy medebeskuldige. En dis hierdie stryd wat in 'n mens kom, wat jy eenvoudig nie van ontslae kan raak nie. En so begin hierdie worsteling in 'n mens se lewe, in my lewe, met God. Here, waarom laat U dit toe? Waarom laat U hulle wegkom met onreg? Waarom laat U hulle lag in die mou oor slegte dinge wat hulle aanvang? Oor onregverdigheid, oor onreg. Oor dinge wat hulle sê, dat hulle nie 'n wag voor hulle mond plaas nie. Oor die feit dat hulle nie eers sal dink en bid vir 'n medebroeder in nood nie. Want as jou salaris skielik gestop word, dan leef jy van die afval van die spar. Dan is die Griek beter wat nie in Jesus glo nie, as hulle wat glo in Jesus Christus en hom bely. Maar ek het uitgevind dat na weke van worsteling, na weke wat jy op en af stap en uit die Bybel uit probeer lees, net om jou spraak weer aan die gang te kry, nadat jy sukkel om jou been uit die kar uit te kry, of jou been in die kar te kry, dan begin jy agterkom, daar is maar net een ding wat oorbly vir jou, en dis om te spring as jy kan, om te val dan maar in die arms van die lewende God. Maar dis beter om te wees in die teenwoordigheid van God, as om jou oor te gee en oor te laat in die teenwoordigheid van sogenaamde Christene, belydende Christene. Mense wat die ampt dra, die titel dra van Christen, van kerkmens, van iemand wat die woord verkondig.
van iemand wat sê ek is 'n diaken, ek is 'n ouderling. Snert met dit. Dan spring ek maar eerder wat ek gedoen het in die hande van God en gee my oor aan God, al is dit snikkende, al is dit huilende. Want by U is dit beter. Al voel ek U het my soos 'n lemoen gevat en my gedruk, dat die sap uit my uitloop, dat daar 'n verrimpelde mens oorgebly het. Dan sal ek nog by U bly. Want U, o Here, is 'n troue God. Wat Habakuk sê, daar sal 'n tyd kom dat U sal afreken. Dan weet ek, dit is vir my veiliger by God as by enige ander mens wat nou so sê en môre 'n ander praatjie het. En dan sal ek uiteindelik, waarby ek nou uitgekom het, al is dit stotterend en stamelend, dan sal ek uitkom by 'n lof, al sou die vyeboom nie bot en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, nogtans sal ek jubel, sal ek juig in die God van my heil. In die God wat my heil bepaal, sal ek vasgryp aan die Here ten spyte van my omstandighede. Want ek bely nou hier, Here, ek glo in U as die Here, as die Almagtige. Ek glo in Jesus Christus as die Redder Verlosser. Ek glo dat U weer lig sal bring. Ek glo dat U my alreeds so ver genees het. Dis klaar 'n wonderwerk. En dit kom nie van hulle wat my wil vernietig nie, dit kom van God en God alleen. Dan besef ek, die Here straf nie onmiddellik die kwaad en die kwaaddoeners en die goddeloses, en hy gryp nie onmiddellik in nie. Maar hy druk my teen sy bors vas. En net by hom vind ek troos. En net by hom vind ek genade en liefde wat opreg is. As u worstel met een of ander ding in u lewe, vlug na God toe. Dis die beste plek wat daar kan wees. Dis die beste plek wat daar is. Want hy sal jou vat en jou toevou. En al voel jy nog die pyn, dan voel jy ten minste die hartklop van 'n lewende, liefdevolle, getroue God. Amen. Here, dankie dat ons na U toe kan vlug en U arms altyd oop is en U arms altyd gereed is om ons te vang in die vangnet van U liefde. En ek bid, Here, dat U sal wees met soveel mense wat ook worstel, wat swaar kry, wat pyn het, wat lyding het, wat siekte het, wat moet genees, wat nie wil genees nie, vanweë een of ander ernstige siekte. Here, ons wil net by U wees. Al sê ek dit swaar, dan bely ek dit uit my hart uit. Ons wil net by U wees. Vergewe my sondes. Vergewe my oortredinge.
reken my gevoelens teenoor ander nie toe nie. Help my om vir hulle te bid en getrou aan U te wees. In Jesus naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat groot is, die liefde van God ons Vader, wat alomvattend is, en die inwerking van die Heilige Gees met jou en met my wees. Amen. Mooi dag.